tradisionele media, voice notes langer as 2 minute, roomys wat uitverkoop is by McDonald's en campuskultuur, is seker alles wat op die amptelike bloklist van die meeste jong mense onder 30 is. Ons jong mense is glad nie skaam nie. Ons is nie skaam om te sê tiks of niks, of selfs skriftienies en campusverkiesings nie. Maar hoekom is ons so vinnig om ons stem dik te maak hieroor, terwyl ons baie minder oor die politiek in Suid-Afrika praat? Vandag gaan ek jou presies vertel hoekom soveel jong mense hul rug op die nuus en campuskultuur gedraai het. Okay, maar voordat ons in hierdie onderwerp indelf, klik sommer nou op daardie subscribe knoppie hier op Solidariteit se YouTube kanaal. En terwyl jy besig is, volg ons sommer ook op sosiale media. So, die groot koppe in die media en die politiek krap deesdae behoorlik hulle koppe. Hulle sit in hul raadsale en vra mekaar met groot handgebare, hoekom in hemelsnaam lees jong mense nie ons nuus nie? Hulle dink ons is apaties. Hulle dink ons is 'n generasie wat te lui is om te gee, tensy dit oor 'n trend op sosiale media gaan. Maar teen die einde van hierdie episode gaan jy sien dat ons keuses eintlik 'n baie skokkende maar briljante vorm van selfbeskerming is. Maar eers, kom ons praat oor hoe die politiek ons universiteite gekaap het. Ek het tussen die jacarandas, letterlik, by Tikkie studeer. Almal ken hulle, maar vir die wat nie weet nie, dit is die Universiteit van Pretoria. Ek onthou my universiteitsdae baie goed, want ek was wat hulle 'n dorpsstudent noem. Dit beteken basies ek het nie in 'n koshuis gebly nie, ek het onder my ouers se dak gewoon en kon hulle selfs na hoërskool grysare gee. Ek het elke oggend kampus toe gery, soms al 5:00 die oggend vir net een klas. As ek gelukkig was, het ek parkering gekry, klas toe gestap, soms hardloop, my notas gemaak en die oomblik as die dosent sy mond toegemaak het, het ek my rugsak gegryp en huis toe gery. Tussen klasse het ek en 'n paar ander studente soms koffie gaan drink of op die aula se lekker groen gras onder die bome gaan lê. As jy 'n dorpsstudent is, voel universiteit dikwels net soos 'n baie duurder, baie meer intense weergawe van hoërskool. Jy ry in, jy doen die werk en jy ry weer uit. Dit was egter my universiteitservaring. Ek los natuurlik die laatnag studeer, groepstake, eksamenstres en al die leer en nog leer uit. As 'n dorpsstudent mis jy daardie onsigbare gom wat aan my saambind, daardie gevoel van gemeenskap wat jy klaarblyklik net kry as jy in 'n koshuis woon. Nou ja, as jy op die pik of op Stellie studeer het en in 'n koshuis gebly het, dan weet jy dit is 'n heel ander wêreld. Daar leef jy op die kampus. Die kultuur word deel van jou identiteit. Jy bou tradisie wat oor dekades strek en jy kry vandag een af 'n ingeboude familie. Vir jare was dit die hartklop van die Suid-Afrikaanse universiteitslewe, maar is dit vandag nog die geval? Want selfs op die mees tradisionele kampusse in hierdie land het iets die afgelope paar jaar drasties verander. Kampusse haal steeds die nuus, maar nie oor akademie nie. Hulle haal die nuus oor politiek. Kyk net bietjie na die volgende voorbeeld. Hierso het ons 'n seun wat vullis bly teruggooi na asblik, en dan het jy natuurlik die EFF wat net amok maak. Ons het dan onlangs 'n geval gehad van geen wites op tiks, klasse wat die heeltyd ontwrig word, standbeelde wat vernietig word, en dan natuurlik, een van die bekendstes is geen Afrikaans op universiteite. Dan het ons ook SR-verkiesings wat al hoe meer polities raak. Dit wat jy nou gesien het, is nie al nie. En dit is 'n baie goeie weerspieëling van die stand van sake op Suid-Afrikaanse kampusse. Selfs die SR-verkiesings op ons groot universiteite lyk deesdae soos mini-parlementêre debatte. Jy sien rooi berette wat op blou hemde skree, groen vlae wat rondswaai en ideologiese gevegte oor goed wat absoluut niks te doen het met die student wat net sy graad wil klaarmaak nie. Die kampusgees het plek gemaak vir politieke agendas. En kyk, ek sê nie studente moenie polities bewus wees nie. Inteendeel, universiteit is juist die plek waar jy jou stem ontdek, jou wêreldbeskouing vorm en leer om krities te dink. Maar wanneer elke liewe tradisie, elke sosiale geleentheid en elke besluit in 'n ideologiese oorlog ontaard, dan skakel die gewone student eenvoudig net af. Dit het ongelooflik polariserend geraak.
En die oomblik toe kampuskultuur sy onskuld en sy pret verloor het baie jong mense gesê, skroef dit, ek ry eerder huis toe. Dit is eenvoudig nie aanvaarbaar dat jy geboelie word, omdat jou mening van 'n medestudent sin verskil nie. En dit is juis waar dosente en universiteitsbestuur moet ingryp. As hulle nie grense trek en teen daardie gedrag optree nie, gaan dit net elke keer van vooraf gebeur. En dit is presies hoekom soveel studente met sterk opinies uiteindelik besluit om eerder stil te bly en dinge van die kantlyn af dop te hou. En gepraat van mense wat dinge agter die skerms heeltemal polities opmors en dink ons let nie op nie, bring dit by ons nasionale kabinet. Dit is nogal interessant om te sien hoe politieke skaak deesdae in die regte lewe gespeel word, veral met al die jongste skuiwe rondom DA-ministers. Robin Lee Marie, ons minister van plaaslike sake, het bietjie gaan delf om uit te vind wat regtig agter hierdie kabinetskuiwe aangaan. Kan die DA se nuwe kabinetskuiwe die regering van nasionale eenheid versterk, of is dit bloot politieke herposisionering? Die DA se nuwe leier, Jordan Jaloos, het vinnig sy stempel op die party afgedruk deur verskeie veranderinge aan die DA se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid, oftewel die RNE, aan te kondig. John Steenhuisen is as minister van landbou deur Willie Oukamp vervang, terwyl verskillende ander DA-ministers en adjunkministers ook na nuwe portefeuilles verskuif is. Dit wys dat Jaloos nie net een verandering wou aanbring nie, maar doelbewus sy eie span vir die RNE wil saamstel. Maar die grootste gesprekspunt bly egter Steenhuisen. Hoewel geen amptelike rede vir sy verskywing gegee is nie, volg dit na 'n moeilike tydperk as minister van landbou. Sy hantering van die back-and-closure krisis het sterk kritiek uit dele van die landbousektor ontlok, en baie boere was van mening dat die krisis te stadig en onvoldoende hanteer is. Daarby het die hof onlangs ook teen hom beslis in die saak oor die private beskikbaarheid van enstowwe. Steenhuisen se reaksie op sy verskywing het egter net soveel aandag getrek. In 'n onlangse onderhoud met Adrian Basson het hy openlik kritiek op die nuwe DA-leierskap uitgespreek. Hy het ook gesê groepe soos Afrimaga wat, soos ons weet, gewoonlik Afriforum, Solidariteit, Saai en na Sakeliga verwys, en wat as white conservatives beskryf, nie in die DA hoort nie. Dit laat 'n interessante politieke vraag ontstaan. As Steenhuisen se hantering van die back-and-closure krisis reeds sy verhouding met baie boere onder druk geplaas het, kan sy jongste uitlatings nou ook die indruk skep dat die DA hom verder van konservatiewe en wit kiesers distansieer. Die groter vraag is egter wat hierdie kabinetskuiwe vir die RNE beteken. Is dit die teken van 'n koalisie wat homself voortdurend probeer verbeter, deur die regte mense in die regte poste aan te stel, met die doel om beter dienslewering en beter resultate vir Suid-Afrikaners te verseker? Of is dit bloot politieke herskikkings wat meer oor interne partydinamika as oor werklik prestasie gaan? En laastens is daar ook 'n belangrike leierskapstoets vir die DA. Hoe behoort Jordan Jaloos en die party Steenhuisen se openbare kritiek en die reaksie op die kabinetskuiwe te hanteer? Want uiteindelik gaan die sukses van die RNE nie net gemeet word aan wie watter ministerspos beklee nie, maar aan of die partye daarin slaag om as 'n samehangende regering op te tree en tasbare resultate vir Suid-Afrikaners lewer. Dis daarom altyd gerusstellend om te weet ons plaaslike sake word bestuur soos musical chairs vir groot koppe. Ek as jong mens vind ons politiek nogal vermaaklik, want as jy nie lag nie, gaan jy definitief huil. Ek kan absoluut verstaan hoekom jong mense nie eers meer in die nuus belangstel nie, want as jy daardie soort politieke nuus sien, konstante korrupsie, die stoele dans van ministers, ekonomiese agteruitgang en misdaadstatistieke wat jaar na jaar net styg, hoe laat dit jou op 'n doodgewone Dinsdagmiddag voel? Dit tap jou energie. Dit suig die lewe uit jou uit. Die eerste keer wat ek regtig jong mense polities betrokke sien raak het, was op 21 November 2025. Dit was met die Women for Change beweging. Byna almal wat ek ken, het al profielfoto's pers gemaak en aan die stille optog deelgeneem. Reg oor Suid-Afrika het mense om 12 vir 15 minute doodstil gelê om hul beswaar teen geslaggebaseerde geweld uit te beeld. En die manier waarop die optog aangebied is, was nogal interessant.
Optogte 20 jaar gelede was baie meer aktivisties. Jy het studente met groot plakate en duisende mense in die strate gesien. Vandag is protes baie stiller, maar dit bring my terug by ons politiek. Ons politiek is alles behalwe stil. En wat gebeur oor 20 of 30 jaar, wanneer dit hierdie jong mense se beurt is om politieke leierskap oor te neem, as hulle gekies het om die harde nuus eenvoudig te ignoreer? Daar is hierdie ongelooflike hardnekkige narratief onder ouer mense en tradisionele mediahuise dat die jeug bloot onkundig of apaties is omdat ons nie elke aand saam met ons ouers nuus kyk of soggens Marula Media lees nie. Maar as minister van menings wil ek vandag die rekord duidelik regstel. Die rede hoekom ons die nuus vermy is nie omdat ons dom is nie. Dit is 'n doelbewuste keuse. Maar kom ons wees eerlik. Tradisionele nuus het verander in 'n kompetisie oor wie die mees depressiewe, angswekkende of toksiese hoofopskrif kan skryf om net daardie klik te kry. Dit is 'n konstante stortvloed van slegte nuus waarvoor niemand gevra het nie. Jong mense is nie lui nie. Ons is net moeg daarvoor om ons geestesgesondheid op te offer vir 'n eindelose stroom negativiteit waaroor ons in elk geval niks kan verander nie. En die tweede ding wat die media heeltemal miskyk, is betroubaarheid. Ons is die generasie wat groot geword het tydens die hoogtepunt van die fake news era. Ons het gesien hoe groot nuusplatforms wat veronderstel is om objektief te wees, stories verdraai of clickbait gebruik om politieke agendas of korporatiewe belange te dien. En dan het AI ook nog bygekom. Nou kyk ons na byna alles deur 'n lens van twyfel. Die vertroue is bloot weg. Ons soek steeds nuus en ons wil weet wat in ons land aangaan, maar ons wil dit op 'n menslike manier ontvang. Ons soek koneksie. Ons soek iemand wat die storie vir ons vertel soos wat dit is. Eerlik, reguit, sonder filters en sonder die politieke spin wat jou laat voel die wêreld gaan môre vergaan. Daarom kry jong mense al nuus op platforms soos TikTok, Instagram en soms deur podcasts op YouTube. Dit is maklik om te dink dat probleme van politiek tot werkloosheid en kultuur erger is oor see. Maar vir die ANC is dit dikwels maklik om eerder hul oë toe te knyp en iemand anders te blameer. Lorraine Nel, ons minister van buitelandse sake, gaan nou meer hieroor sê. Gewoonlik gesels ek met julle oor dinge buite Suid-Afrika se grense, maar vandag wil ek gesels oor die buitelanders binne ons grense. Ek gaan nie nou debatteer oor of onwettige immigrante in die land toegelaat moet word of nie. Na die optogte wat min of meer 'n maand gelede plaasgevind het, weet ons die meeste mense se besware teen onwettige immigrante gaan oor swak ekonomiese groei en 'n tekort aan werksgeleenthede. En ek bedoel, hulle het die volste reg om so te voel. Dis heeltemal menslik om 'n sondebok te soek, iemand om te blameer. Maar wat ek wonder is, het hulle die regte sondebok beet? Wie se skuld is dit regtig dat daar so min werksgeleenthede is? Wie se skuld is dit dat die ekonomie nie groei nie? As jy dink dis die ANC, wil ek vir jou sê, die navorsing wys dit ook. Kom ons begin by werkskepping. Vandag staan Suid-Afrika se werkloosheidssyfer gewoonlik hier by 32%, maar studies toon dat dit sowat 17% kon wees, as dit nie vir BEE was nie. Die aantal poste wat reeds as gevolg van BEE verlore gegaan het, staan op nagenoeg 3.8 miljoen. Dit is ongeveer 96.000 tot 192.000 poste per jaar. Kom ons kyk nou na die ekonomie. Van 2007 af het Suid-Afrika 69% potensiële ekonomiese groei verloor weens rassewette. Dit is gelykstaande aan omtrent 5 triljoen rand. En tog lyk ekonomiese ongelykheid vandag baie dieselfde as die dag toe ANC oorgeneem het. Dit beteken dit BEE is die enigste ding wat die ANC verkeerd doen? Beslis nie. Ek kan julle die hele dag besig hou. Korrupsie, kaders, wanbestuur, die lys hou nie op nie. Maar hier is my vermoede. As al die immigrante môre uit Suid-Afrika sou gevlug het, en net die sogenaamde regte Suid-Afrikaners oorbly, gaan baie van hierdie betogers waarskynlik besef, dit gaan steeds sleg. Die ekonomie is steeds sleg, ons het steeds nie werk nie. En dan sal hulle hopelik begin om die regte mense te blameer. Nie omdat onwettige immigrasie noodwendig reg of toelaatbaar is nie, maar omdat die probleem
eenvoudig baie groter as dit is. Ek wonder soms of die ANC ooit gaan besef dat die probleme van ons land eintlik baie groter is as wat hulle dink. Alles het 'n domino-effek, of in hierdie geval, 'n ANC-effek. Aan die begin van hierdie episode het ek gesê jong mense het die nuus en kampuskultuur op hul bloklist gesit. Ek het gevra of kampusgees nog bestaan en hoekom die jeug nie meer die nuus lees nie. Nou vir die finale antwoorde. Het politiek kampuskultuur vernietig? Absoluut. Dit het die pret en die gemeenskapgevoel verdring en baie universiteite in 'n ideologiese slagveld verander. Dit het gemaak dat die gewone student wat net 'n normale studentervaring wil hê, eerder sy kar sluit en dan huis toe ry. Ons moet weer leer hoe om die pret terug te bring kampus toe. Ons sien dit reeds by Akademia in Soltech, maar hoe lyk die toekoms van ons ander universiteite? En dan, hoekom lees jong mense nie meer nuus nie? Dit is nie omdat ons nie omgee oor Suid-Afrika se toekoms nie. Dit is omdat ons weier om ons geestesgesondheid op te offer vir die tradisionele media se konstante, negatiewe agendas en clickbait. Ons is dors vir die waarheid. Ons wil dit net op 'n menslike, toeganklike en reguit manier ontvang. Presies soos ons dit hier probeer doen. Stem jy saam met my? Ek sal graag met jou wil gesels in die kommentaar. Dankie dat jy vandag saam met ons ministers gekuier het. Onthou om op Solidariteit se YouTube kanaal te subscribe en gee ons sommer ook 'n like. Ons sien jou dan in die volgende een.